Asseblief bid vir my. So 2 weke terug, 2,5 weke terug het my jongste seun sy learners gekry. Nou julle reaksies sê alles en ek is al deur een van hulle en hy het dit gemaak en ek en hy het dit saam gemaak. Nou altas nie die een wat hulle leer nie, ek leer hulle. Want my kinders gaan dit nie maak nie. As hulle moet leer en nie as gevolg van ander voertuie en as gevolg van die ma in die kar. En dit was net nogal interessant toe ek nou saam met hom 'n bietjie deur die goed begin gaan en die padtekens leer en toe hy die maandag gaan skryf en daai Sondag voor die tyd en ek het glad nie deur die werk gegaan en ek sê vir hom, kom ek skryf saam met jou die toets en kyk of ek gaan deurkom. Needless to say, ek het hom goed gepluk. Dit het gevoel of ek terug is op skool met wiskunde. Ek het dit net goed gepluk. En ek het 'n paar padtekens weer gesien en wat ek geken het of van geweet het en in die week het ek 'n paar mense gevra, wat is hierdie volgende padteken wat ek jou wil vra? Wie van julle weet wat se padteken is hierdie? Ek sien daar's klomp vraagtekeninge by julle. Dit is nie hazardous material nie. Wie weet dat jy weet wat se teken is dit? Net nie behalwe jy. Ek het dit gehoor. Ry voorrang teken. Wie van julle het daai ding nog nooit gesien nie? Ek dink dis omdat dit alles gesteel is in Suid-Afrika, maar dis 'n baie nice, dis 'n baie mooi teken. Baie van hulle seker by julle in julle lapas of in jou kroeg by die huis, maar dis 'n nice lou sign om te hê daai. Jy kry hom by 'n sirkel, dis 'n ry voorrang teken om te sê die kar wat van regs af kom, as jy dit nie geweet het nie, het altyd ry voorrang. Dis hoekom die ouens vir jou hoeterblaas as jy voor hulle indruk. Okay, daar kom ek leer vir julle net 'n paar padreëls, okay? En ek het 'n paar ander tekens gesien en ek het regtig gedink dit lyk anders. Dis 'n legit bordjie in Mpumalanga. Ek weet nie, ek gaan Google dit, maar Bobbejaan lyk bietjie anders as daai een en hierdie het my verwar. Dis effens confusing. En daar's 'n ander bordjie wat ek dink wat ons by al die skole gaan moet opsit is die volgende een. Ek dink dit is 'n baie goeie bordjie om op te sit. En ons kan nie brakpan los nie. Hoor ek dink miskien moet jy daai een net afval want hulle gaan nou heeltyd vir hom kyk. Okay. Wie van julle worry vinnig? Kom wees eerlik, ons gaan nie uithaal om. Kom wie worry? Kom seker aan hoog op, kom met ons al die worry sien. Okay. Jy het vir 'n oomblik gedink, wat sal met ons gebeur as Jesus bekommerd moet raak? Dan moet ons worry. Maar op 'n stadium lees ons in Lukas 18 'n stelling wat Jesus maak. En dit het my hart vasgegryp en ek het nogal 'n bietjie gaan sit en dink daaroor en ek wil dit vanoggend met julle deel. In Lukas 18 vers 8 kom Jesus die volgende en hy sê, ek is egter oor een ding bekommerd. Wat kan dit wees? Dit het my nogal laat wonder. Here, ons kan goed oor goed worry, maar hier kom Jesus en hy sê, daar's egter een ding wat my bekommerd. En ek weet, jy wonder nou self oor, nou wat is dit? En ons gaan nou by dit kom, maar wat kan dit wees? En toe nou vir Jesus om hierdie storie te verduidelik en te vertel, toe praat hy in 'n verhaal, en hy vertel 'n storie, en ek wil hê jy moet in jou gedagtes die volgende storie vir jou 'n prentjie skep wat gebeur het, en dis 'n storie wat julle almal 10 en baie goed ken of al gelees het. En die storie kry ons in Lukas 18, waar Jesus kom en hy vertel van 2 karakters in hierdie verhaal. Die een is 'n weduwee, en die ander een is 'n slegte regter. Hy was net 'n bad ou gewees. So hier's nou hierdie 2 karakters in Jesus se verhaal. Nou kom ek lees vir julle en ek skets jou eie prentjie en dan lees ons die volgende in Lukas 18. Eendag was daar 'n baie kwaai regter
Hy was vir geen mens in sy stad bang nie, ook nie eens vir God nie. In dieselfde stad het daar 'n vrou gebly wie se man dood was. Sy was betrokke in 'n regsgeding met iemand anders. Sy het kort, net soos 'n vrou is, kort, na die hardkoppige regter toegekom en hom gesmeek om haar saak te hanteer. Nou ons ken nie die saak nie, Jesus gee nie detail nie, maar ons kan jou eie goed inlees. Onthou, dit is 'n verhaal wat Jesus kom en hy wil iets vertel van wie God is en wie sy koninkryk is. En Jesus het altyd stories vertel sodat ons 'n prentjie kan skep van, en hy wil vir ons 'n les kom leer deur hierdie verhaal. Maar hy gee nie baie detail nie, eintlik vir ons om ons eie detail in te lees, sodat ons dit kan deel maak van ons eie lewens en ons eie omstandighede en dit waar jy op die oomblik in jou lewe gaan. Nou, ons ken nie die vrou se saak, sy het haar saak gaan stel by die regter, maar die detail, groot detail weet ons, sy's 'n weduwee. Nou, heel eerstens moet jy besef en weet, in die destydse tyd, in Jesus se tyd, in die Bybelse tyd, was 'n vrou net 'n besitting. 'n Vrou het geen regte gehad nie. 'n Vrou, hulle was bad hanteer vrouens in daai tyd. Daar was een wet wat gesê het, indien jou vrou nie genoeg sout in jou kos gooi nie, dan kan jy haar skei en dan net los. Ek dink daar sou baie alleenlopende vrouens vandag gewees het, as dit nog steeds so was. So, eintlik wat ou daardeur wil hoor en wat ek daardeur wil sê is, 'n vrou het geen regte gehad nie. Die man kon haar net los, net wanneer hy wil. As hy net nie like nie, dan los hy hom net. En nou nog, wanneer 'n vrou se man sterf, is dit nog erger. Want nou sy 'n weduwee, en onthou, in daai tyd kon 'n vrou nie eiendom besit het nie. So hierdie vrou het 'n groot moeilikheid gehad. En 'n weduwee het probleme, want nou 10 sit sy met klomp skuld. En ons lees hierso wat Jesus vertel, dat die vrou het haar saak aan die slegte regter gestel. Nou haar saak 10 het sy geld geskuld. Haar man is oorlede en nou sit sy met klomp skuld. En as sy klomp skuld het, sy kan nie gaan werk nie, maar sy is 'n vrou. Hoe betaal sy haar skuld? So 10 gaan hulle na al die goed wat sy eintlik het, wat eintlik nie meer haar is nie, maar net vat. En as jy kinders gehad het, en miskien het sy kinders ook gehad, miskien 2 seuns, ek weet nie, kon die skuldeisers kom by die kinders vat om te kom werk sodat die skuld afbetaal word. So sien julle hierdie krisis waarmee hierdie vrou sit. Sy het moeilikheid vir die res van haar lewe vorentoe. Sy het nie 'n goeie toekoms nie tensy weer 'n man kry en weer trou. En dit het nie ook altyd gebeur nie. En sy het 'n krisis, sy is in 'n probleem en sy smeek hierdie regter, asseblief help my. Help my net om uit hierdie ding uit te kom, en sy smeek en gaan net aan en vra, want dis nie haar skuld wat sy is nie. Sy het nie gevra 'n man moet sterf nie. Hoor julle hierdie vrou se hart in hierdie storie? Maar dan vertel Jesus die storie verder. Maar hierdie regter, hy het botweg geweier. Hy gaan haar nie help met haar saak nie. Op 'n dag het hy egter vir homself gesê, ek weet nie wat met my aangaan nie. Ek is vir niemand bang nie, nie eens vir God nie. Praat hierdie regter. En tog dink ek gaan daardie weduwee help. Wie weet, net nou maak sy my naam sleg, of dalk kom gee sy my sommer nog voor almal 'n oorveeg. Want sy's knaand, sy hou net aan en sy's elke dag in sy kantoor, elke dag sit sy daar, help my, hy sê ek weier met help, maar hierdie vrou het 'n krisis, en hoe gaan sy uitkom? Die regter is al oplossing wat sy het. Hoekom het Jesus dit vertel? Nou, om hierdie verhaal te verstaan, moet ons die eerste vers lees van hierdie gedeelte in Lukas 18. In Lukas 18 vers 1 staan die volgende: Jesus het vir sy volgelinge die volgende verhaal vertel om hulle te leer om aan te hou bid. En toe vertel hy die storie. So wat Jesus eintlik hier vir ons wil kom leer is, ons moet groei in ons gebed. Ons moet groei in ons geloof. Ons kan nie net ophou nie. Ons kan nie net stop nie. Ons kom leer iets by hierdie vrou.
Daar is iets in die lewe om net nie op te gee nie. Daar's iets in hierdie lewe wat iets aan jou doen, aan jou mens wees, aan jou geloof doen, wanneer jy net besluit, ek gaan nie ophou nie. I will never quit. Daar's iets in dit. Hulle het navorsing gedoen en gesien dat Japaneese kinders se wiskundepunte baie beter is as die Amerikaanse kinders. En dan agterkom die Japaneese mense, hoor jy, hulle is baie slimmer as die Amerikaners, alhoewel die Amerikaners nie hierdie statistiek like nie, want hulle dink mos hulle is die slimste van alles en almal. En toe het hulle gaan en agterkom en altyd gewonder en gedink, dit is omdat die Japaneese se genetika, dit is net wie hulle is net as mens slimmer as enige ander bevolkingsgroep. Hulle het gedink, wel, dis net hoe dit is. Japan is maar net slimmer as Amerika, dis net so. Maar toe gaan doen hulle navorsing en toets, hulle vat graad 1 kinders, dieselfde hoeveelheid van Japan en dieselfde hoeveelheid van Amerika, en hulle gee hulle dieselfde moeilike somme, en sê, doen dit. Maar die navorsers het nooit vir die kinders gesê, ons soek nie die antwoord nie, ons worry nie of die antwoord reg of verkeerd is nie, ons wil kyk hoe lang gaan julle vat voordat julle ophou. Wat interessant is, die Amerikaanse kinders het 'n gemiddeld van 9.47 minute gevat en gesê, ek kry nie die som reg nie, meneer, en opgehou. Die Japaneese kinders het 13.93 minute gevat voordat hulle opgehou het. Hulle het 47% langer aangehou as die Amerikaanse kinders. En die gevolgtrekking is, dit gaan nie oor intelligensie nie, dit gaan oor deursettingsvermoë. Dis waarop hulle afgekom het. En in 1978 het 'n ander man met die naam van Warren Willingham navorsing gaan doen om uit te vind, jong mense wat suksesvol is, wat uit die skool uit gaan en hulle begin te werk, hoekom raak klomp suksesvol, hoekom bereik hulle iets in hulle lewe en die ander klomp nie? En hy wil gaan uitvind, wat is die rede? Is dit net omdat die kinders slimmer is? En hy het gekom op 100 karaktertrekke van die kinders wat dit net maak, jong mense wat dit net maak in die lewe, hier tot na skool tot rondom 30. 100 karaktertrekke, maar die een wat uitgestaan het, wat by almal voorgekom het, wat suksesvol was, en hy noem dit the follow through. In ander woorde, hulle het deursettingsvermoë gehad, hulle het net nie opgegee nie. Hulle het aangehou en aangehou en aangehou en nooit gestop nie, en dis wat gemaak het dat hulle suksesvol is. En toe sê die ou die volgende, if at first you don't succeed, try and try again. En as van julle wat dit vanmôre moet hoor, hou aan. Hoekom het jy gestop? Hou net aan. Wie van julle is ASAP mense? Wie is ASAP mense? Dis as soon as possible. As jy vir iemand iets vra, is dit al klaar. Waar is dit? Is dit reg? Is dit reg? Ek is nogal so iemand. As jy kom aan, waar is dit? Is dit reg? Jy vra nou, ek doen dit by die kantoor. Hoorie, doen gedaan, nou kom, is jy al klaar? Ek het nog nie eens begin nie. Nou, dis 'n probleem eintlik. As jy ASAP mens is in geloof, dan jou groot probleem. Maar eintlik moet ons ALAT mense wees. En dit staan as long as it takes. Moet net nie ophou nie. If at first you don't succeed, try and try again. En dis wat Jesus vir ons wil kom leer in hierdie storie van hierdie regter en die weduwee. Moenie ophou nie, moenie ophou bid nie, moenie ophou glo nie, moenie ophou vertrou nie, moet net nie ophou nie. Moenie ophou nie. Duisende jare terug lees ons 'n storie van koning Dawid in Psalm 6 vers 4. En hy skryf die volgende. En hy bid, Here, hoe lank nog? Wie van julle het dit al gevra? Kom, wie van julle het dit al gevra? Here, hoe lank nog?
Dis seker wat hierdie weduwee gevra het. Dit was seker die weduwee se vraag. Nou, hoe lank nou nog? Hoe lank moet ek sukkel? Ek sit in 'n krisis. Hulle gaan 10 my kinders vat. Ek het glad nie 'n toekoms oor nie. Ek is hartseer, my man is oorlede, my kinders mis hulle pa, daar's nie inkomste nie. Here, hoe lank nou nog? Die regter wat iets kan doen, wil my hier nie eers help nie. Here, hoe lank nog? Nou wil jou vanoggend vra. Is daar op die oomblik ding in jou lewe wat jy van weet wanneer jy kyk en dan sê jy, Here, hoe lank nou nog? Wat op die oomblik is dit wat wanneer jy kyk in jou lewe en jou vraag teenoor die Here is, Here, hoe lank nog? So almal het daai vraag gevra. En iets van julle vanmôre wat ek dink wat in dit is, wat die vraag vra, Here, hoe lank nog? Dawid het hierdie vraag gevra toe sy eie vlees en bloed hom wou doodmaak. Sy eie seun Absalom. Absalom is die seentjie toe hy klein was wat Dawid aan die aand aan die slaap gesing het. Hom vasgehou het, hom gebad het, by hom gelê het. Nou daai kind toe hy ouer word, soek hy nou sy kroon. Hy wil nou koning word en Dawid moet vlug vir sy lewe. En hy kruip oralste weg en sy gebed ergens is, Here, nou hoe lank nog? Wanneer gaan nie vir my deurkom? Wanneer gaan nie antwoorde gee? As jy vandag in 'n moeilike seisoen sit en jy vra daai vraag, hoe lank nog? Wanneer gaan die Here antwoord? Ek weet nie. Ek het nie antwoord nie. Geen mens het 'n antwoord nie. Maar wat maak Jesus bekommerd? Ons lees in Lukas 18 vers 8 waar Jesus daai stelling maak en hy sê, ek is egter oor een ding bekommerd. Kyk wat maak hom bekommerd. Hy sê, ek is egter oor een ding bekommerd. Glo julle regtig wat ek sê? Sê nou, ek kom later terug na die wêreld toe en ek vind uit dat julle nooit aanhou glo het nie. Die probleem was nog nooit ons geloof nie. Die probleem is, hou jy aan om te glo? Here, ek vertrou U, kom deur in hierdie saak. Ons is deur vastyd in Januarie maand, ons bid en vertrou, en hier is ons deur Februarie, en jy het einde Februarie gedink, hierdie week, en hierdie week gaan die Here deurkom, en dan kom Vrydag, en dan vra jy, Here, hoe lank nog? En dan kom Jesus en hy sê, daar's een ding wat my bekommerd maak, sê nou, ek kom eendag terug, en my kinders het opgehou glo, ophou aan my vasse, dis wat Jesus bekommerd maak. Dis wat hom bekommerd maak. Dis asof Jesus, ek beleef iets in sy hart, dis asof Jesus kom en sê, asseblief, moet net nie ophou om op my te vertrou nie, hou net aan om te glo. Moenie nou ophou nie. Jy vertrou my nou al vir 'n jaar, of vir 5 jaar, of vir 10 jaar in jou situasie en jou saak. Hoekom wil jy nou ophou? Asseblief, moenie nou stop nie. En hy begin daai vers en hy sê, glo julle regtig wat ek sê? As Jesus gesê het, ek gaan vir jou deurkom, glo jy dit regtig? As hy sê, hy het meer vir jou instoor, glo jy dit regtig? Die persoon wat die Message Bybel vertaal het, sy naam is Eugene Peterson, hy is so 'n paar jaar terug oorlede. Maar hy het 'n huis gehad by 'n dam. En toe hy boeke geskryf het, en selfs toe hy die Message Bybel se vertaling geskryf het, het hy by hierdie dam gaan sit en daar was 'n kingfisher, wat hy toe gesien het die eendag. En hy sit toe en hy skryf en die volgende oomblik vang sy oog hierdie kingfisher op 'n tak sit. En hy weer besef, hoorie, 'n kingfisher se naam is Kingfisher. So dit sê vir my, hoorie, hierdie voël, hy kan visvang. Hy's goed met visvang. En toe begin hy uit te werk oor 'n lang tydperk, oor 'n paar weke, oor hoeveel visse vang 'n kingfisher? Hoeveel probeerslae het hy voordat hy 'n vis vang? Want hy's mos 'n kingfisher.
Hy moet seker baie goed wees. En ek wil hê, dink gou by jouself, antwoord jouself gou, uit 10 uit, hoeveel visse behoort 'n kingfisher eintlik te vang? Dink, antwoord jouself gou, kry vir jou 'n persentasie. En hy begin te tel. 1, 2, niks, 3, niks, 4, niks, 5, niks, 6, niks, 20, niks, 23, nee, hy duik in uit. Kingfisher, jy's nou net 'n fisher. Die 37ste keer, toe kom hy uit met die vis. Sy suksesrate van 'n kingfisher is tussen 20 en 30%. Is nie baie goed, as jou kind met so 'n rapport by die huis kom, gaan jy nie, mooi my kind. Well done, ten minste het jy hierdie keer ook hard probeer. Maar dit is die suksesrate van 'n kingfisher. Maar wat is die geheim van hierdie kingfisher? Hy hou nie op nie. Imagine jy as kingfisher, jy gaan wel dis wat ek eet vis. Nou by die 25ste probeerslag, nee wat dit help nie, kom ek vlieg en ek wil vang iets anders. Wat gaan hy nou eet? Hy moet vis eet. So jy moet aanhou tot jy die vis kry. So dis 'n les wat ek en jy kan leer van, moet net nie ophou nie, moet net nie stop nie. Die Here vra jou ook vandag. Hoeveel keer het jy in jou lewe al gebid en gevas en probeer jou kant gebring? Die Here vertrou, daardie droom wat jy het in jou hart en jou lewe, dit wat jy sien, wat jy so graag wil doen, jy het al soveel keer probeer. Daardie deurbraak, daai wonderwerk waarvoor jy die Here vertrou, waarvoor jy bid, het jy opgehou, het jy opgegee? Ag, kom ons los dit, so lost case. Dink vir een oomblik, onthou jy dat die volk, toe hulle by Jerigo kom, toe sê die Here, okay, hierdie stad gee ek vir julle, maar julle gaan nie fight nie. Julle gaan net om die stad loop. Net dit maak nie sin nie. Imagine die klomp binne in die stad, of hierdie klomp Jode sien nie om die stad loop. Wat doen jy? Wat gaan nou met julle? Nee, ons loop om julle. Julle is besig om ons dronk te maak, maar hulle loop om en om en om en om. Die Here sê, julle hou net aan om my stad stap en julle almal hou julle bekke, julle sê niks, praat niks nie, niemand sê iets nie, hou net aan stap en stap. Na die eerste, die tweede, die derde, die vierde dag. Imagine die 6de dag sê hulle, lost case, kom ons waai. Onthou julle koning Naaman, jy wat melaats gehad het, toe kom hy by die profeet en die profeet sê vir hom, gaan was jou 7 keer in die Jordaan, dan gaan jy gesond word. Dit maak nie sin nie, nou moet ek gaan bad. Hy is die profeet bid maar net, ek se koning, bid vir my dat ek net gesond kan word, jou God kan dit doen, ons weet hy kan dit doen. Imagine Naaman gaan toe na die Jordaan en dit is 'n vuil klein rivier, modderig, en hier gaan die koning in die water en bad 1 keer, niks, ja, miskien nou. Tweede keer, Here, hoe lank nog? Die 3de keer in, uit, niks. 4, 5, imagine met die 6de keer het hy net opgehou. Daar hulle die disippels net voor Pinkster, hulle het 10 dae lank gebid in die bovertrek, hulle moes trappe klim elke dag, vir 10 dae lank. Imagine by die 9de dag, hulle sê, oor hierdie storie werk, dit is al 9 keer, ons is al verby die volmaakte getal 7, en dit nie eens op die 7de dag gebeur nie, die 8ste, die 9de dag, kom ons los dit, wat sou gebeur het met hierdie mense, as hulle opgehou het op dag 6 en dag 9? Niks. Niks sou gebeur het nie. Hier is die punchline van Jesus se hele storie. Lukas 18 vers 6. Sien julle dat daardie hardkoppige regsgeleerde ou op die ou end bereid was om die vrou te help? Wat sal God dan nie alles doen vir sy kinders, wat hy persoonlik uitgekies het, om in hom te glo nie? Jesus kom en hy vergelyk hierdie bad regter, hy sê, as daai slegte regter, nadat 'n vrou net aangehou en aanhou bid en aanhou bid, hy sê, as daai bad ou, op die ou en toe die antwoord gee, hoeveel te meer, sal julle hemelse Vader wat vir julle lief is, julle ook nie bystaan en help en deurkom vir julle nie. Wat hy wil sê is, hou aan vertrou, moet net nie ophou nie, hou net aan glo, moet net nie ophou bid nie. Hoekom nie? Want hoor wat sê die volgende vers. Lukas 18 vers 7 staan daar. Want hy, God, luister na almal wat dag en nag, wat sê, dis aanhoudend, tot hom bid. Hy sal uitkoms gee. En gou ook, hou maar net aan om te bid.
Wat is vandag jou weduwee storie? Kry jou storie gou in jou hart, jou gedagtes. Wat is daai vraag in jou lewe wat jy sê, Here, hoe lank nog? Miskien is jy frustreerd. Miskien worry jy. Miskien voel dit jy wil opgee, dit raak vir jou net te veel. Dis onmoontlik. Jou situasie, jou omstandighede, jy sit met seer en pyn as gevolg van nie net wennig jouself en wat mense aan jou gedoen het. Miskien is dit finansiëel. Wat jy voel, ek wil net opgee, dit help nie. Alles raak net te veel, daar's twyfel. Miskien voel jy net so alleen. Jy beleef hierdie alleenheid in jou lewe van daar's net niemand nie. Mag ek hier stop? Mag ek nou hier stop? Wel, dis wat ek beleef. Ek beleef frustrasie. Ek beleef bekommernis. Ek beleef onmoontlike situasie. Dit raak net vir my te veel. Mag ek hier stop? Ek ervaar in my hart en toe ek hierdie voorberei het asof die Here vandag na jou toe kom en sê, nee, jy kan nie hier stop nie. Jy gaan nie hier stop nie. Hoekom nie? Want ons gaan aanhou glo, aanhou vertrou, aanhou, want die Here het gesê, hy luister, hy's altyd daar en hy gaan ook vir jou deurkom. Moenie ophou bid nie, moenie ophou vertrou nie, hou net aan, hou aan bid, hou aan luister. Hoor wat sê Psalm 130 vers 5. Dawid kom en hy sê, ek vertrou op die Here. Met my hele lewe vertrou ek op hom. Ek hou vas aan alles wat hy beloof het. Ek glo hy sal doen wat hy beloof het. Ek hou vas aan die Here, meer as wat 'n kleintjie aan sy ma vasklou. Ek sal U nooit los nie. Here, U hoef nie bekommerd te wees oor ons nie. Ons gaan aanhou glo. Ons gaan aanhou bid. En ons gaan aanhou vertrou. Want wat anders het ons om aan vas te hou as die Here? Ons het niks anders nie. Ek vertrou